Die tema van vanoggend is die toets van ware liefde. En ons skriflesing kom uit twee plekke, Johannes 14 vers 15 en ook Romeine 12 vers 1 tot 2. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons vra sy seën. Hemelse Vader, ons staan verslae dat die gevalle mense wat U wederbaar het, in staat stel om deur die krag van die Heilige Gees instrument in U hand te wees. Maar Here, dit is ook net U wat U aan elke vriend kan openbaar en wil openbaar. Want dit is nie U wil dat een van ons verlore moet gaan nie, maar dat almal by U sal wees. Seën ons dan in Jesus naam. Amen. Johannes 14 vers 15: As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dan Romeine 12: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Wat is ware liefde? Wat is die toets van ware liefde? As daar nou maar een woordjie is in wat ons tyd sy betekenis verloor het en afgewater is dit die woord liefde. In ons moderne kultuur word die woordjie liefde absoluut gereduseer tot 'n emosie, 'n warm gevoel, of maar net 'n vaag sentiment van verdraagsaamheid. Hierdie woordjie het vloeibaar geword. Dit pas aan by wat ook al vir die mens op daardie oomblik goed voel. Ongelukkig het hierdie selfgesentreerde definisie van liefde ook vandag die kerk binnengedring. Ons sing so passievol oor ons liefdesliedere aan Jesus. Ons praat oor sy liefde vir ons. En ons bely maklik met ons mond dat ons hom baie lief het. Maar as ons vanoggend 'n bietjie dieper gaan kyk, is ons verhouding met God dikwels niks as maar net 'n ooreenkoms of 'n transaksie met God nie. En die transaksie werk so: ons het hom lief, solank as wat hy ons lewens gemaklik maak, ons gebede verhoor en ons geseënd laat voel. Maar dan kom Johannes 14:15 vanoggend en sny die Here Jesus deur al hierdie uiterlike skyn. Op die aand voor sy kruisiging, terwyl die disippels se harte vol droefheid en angs was oor sy vertrek, want hy gaan nou weg, gee hy vir hulle en ook vir ons vanoggend die absolute volmaakste toetssteen van ware disippelskap. Ons wil tog almal ware disippels van Jesus wees. God gee vanoggend sy heilige woord aan ons en hy sê: as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou, ek wil vanoggend in die lig van die hele lig van die volle raad van God preek. En ek vra dat die Heilige Gees my en julle so sal lei, dat ons in ons diepe, groot afhanklikheid van hom vra, dat hy so sal spreek met ons, en dat hy hierdie vers, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, so sal oopbreek, dat ons sal verstaan wat hy bedoel het met ware liefde en die verskil tussen valse, selfsugtige en ware, noem het nou maar wedergebore liefde vir Christus, en hoe dit vandag in ons lewens inwerk. Wanneer ons Johannes 14:15 lees, moet ons eers verstaan wat Jesus hier wil regstel.
Die disippels se hartseer oor Jesus se naderende vertrek was regtig opreg. Hulle het dit bedoel, maar dit was egter vermeng met selfsug. Hulle wou Jesus fisies by hulle hou vir hulle eie veiligheid en troos. Nou dit is wat die Bybel noem 'n vleeslike liefde. Dit moet net uitsluitlik oor hom gaan. Nou hoe lyk hierdie valse liefde vir God vandag van sy kant af? Hoe sien God ons valse liefde? Hy beskryf dit so, dit is 'n eie willige godsdiens. Ons dink self uit oor hoe ons God wil dien, en ons dink as ons Sondag bietjie kerk toe gaan, en pragtige musiek maak, of goeie dade doen, ons God behaag. Selfs al is ons lewens deur die res van die week in direkte kontras en rebellie teen God en sy woord. En dit is presies wat God in Jesaja 29:13 veroordeel. Hierdie volk kom nader met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit bly maar net lippediens, skyn voor God. Nou, hoekom hierdie valse liefde? Hierdie valse liefde word gedryf deur vrees, nie God se vrees nie, deur vrees of selfsug. Valse liefde het God net lief oor wat hy kan gee, solank hy ons voorspoedig maak, gesondheid gee, dat hy vir ons die redding gratis skenk en so uit die hel uithou, maar dit gaan nooit oor wie hy is nie. Dit gaan nie oor sy karakter. Dit gaan oor onsself. Dit is die godsdiens van die skynheilige en hygelaar. Dit is vals. Nou wat is die kenmerk van die ware liefde? Luister mooi. Teenoor hierdie valse liefde stel Jesus die enigste ware maatstaf. Johannes 14 vers 15, ekskuus. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ware liefde vir God begin nie by die mense innerlike gevoelens en emosies nie. Dit begin, soos die Bybel sê, by die wedergeboorte deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Jesegiel omskryf dit baie mooi. Jesegiel 36:26. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Is dit nie mooi nie? En ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel, met ander woorde al sy gebooie en bevele wat hy aan ons gegee het, en sy verordeninge onderhou en doen. Hy maak ons 'n dader van die woord, as die Here vir jou sy gees gee. Dis regtig 'n bonatuurlike gawe van God, wat ons harde harte teen hom verander, sodat ons God nie meer as 'n onregverdige, strawwe regter sien nie, wat ons net wil manipuleer deur rituele nie. Nee, ons ontmoet hom en sien hom nou as 'n liefdevolle Vader. Hy is nie hierdie strawwe regter wat ons in ons koppe het nie. Hy is 'n liefdevolle Vader. Dit is 'n Vader wat ons uit liefde vir hom wil gehoorsaam en ons wil eerbiedig wees. Is 'n Vader. Jy sien, ware goddelike liefde wil uit liefde vir God homself altyd vrywillig onderwerp aan sy volle raad wat hy aan ons verkondig en beveel het. Die teenoorgestelde is, dit vra nie wat voel vir my reg nie. Dit vra wat sê God in sy woord. Dis die verskil. Jy sien, die woord bewaar, tereo in Grieks, beteken om iets op te pas, soos 'n kosbare skat. Dis wat die woord daar bewaar is. Iets baie kosbaar wat ons bewaar. Ons kyk na Christus se opdragte nie as 'n swaar juk nie, maar as die kosbaarste riglyn vir ons hele lewe.
Psalm 119 vers 11 sê dit so mooi. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ware liefde kies nie watter gebooie hom pas nie. Dit aanvaar Christus se bevele wat hy vir ons gegee het. Oor alles. Ja, dit gaan oor seksualiteit. Dit gaan oor geld. Dit gaan oor hoe hy vergifnis skep. En is oor hoe hy ons geregtigheid gee. Selfs wanneer dit lynreg bots met die moderne wêreld wat liefde afgewater het tot slegs toleransie. Ons moet mekaar maar verdra. Almal is mos maar kinders van die Here. Maar die skrif leer baie duidelik, 'n mens ken die boom aan sy vrugte. Die vrug van ware liefde, as ons op Jesus die rots bou elke dag en doen wat hy sê, nie op die sand nie, is daar die heerlike vrug in ons lewe van selfverloning en naaste liefde. Ons kan nooit die wet onderhou om gered te word nie, maar omdat ons gered is, kan ons nie anderste as om alles wat hy te sê doen met 'n lekker hart, 'n jubel in die hart, maar ook die oorwinning wat hy vir ons behaal het. Ons prys en loof hom, ons jubel oor wat hy vir ons kom doen het. As ons vanoggend sê ons het God lief, hoe word dit sigbaar in die praktyk? Jy sien, ware liefde beweeg altyd weg van die eie ek. Altyd weg van die eie ek, maar dit beweeg uitwaarts. Uitwaarts, nie die eie ek nie, maar dit beweeg uitwaarts. Wat bedoel ek daarby? Jesus sê dit so mooi in Johannes 15:7. En daar's nogal 'n belofte by. Is so wonderlik. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Dankie, Here. Jy sien, Jesus en sy woord is een. Dit is wat ons nie verstaan nie. Dit is onlosmaaklik aan mekaar tot in alle ewigheid verbind. Jesus, die Logos en sy woord. Van die begin af was hy daar. Die woord is Christus se woorde. En is waar en staan vir ewig. Ek wil tog 'n vermaning hier bring. Iemand het dit een keer gesê in my teenwoordigheid en ek onthou dit tot vandag toe. Johannes 4:20. As iemand sê ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Is daar iemand wat jy in die lewe haat en jy sê jy is 'n disipel van God? Dit kan nie. Dit kan nie. Iets is fout. Ware liefde vir Christus dwing ons tot selfverloning. Dit dwing ons elke dag om ons kruis op te neem en Jesus te volg. Dit beteken ek is bereid om my eie regte, my eie egootjie, my eie begeertes neer te lê ter wille van Jesus en my naaste. Dit is die lewende en heilige offer waarvan Romeine 12:1 praat. Ons wys ons liefde aan die onsigbare Christus deur prakties elke dag opofferende liefde te bewys aan die mense om ons. En luister mooi, veral aan diegene wat moeilik is om lief te hê. Die evangelie wat Jesus verkondig het, is 'n evangelie van troos. U sien, liewe vriende, as dit nie so was nie, is ons almal in die moeilikheid. Maar as ons vanoggend eerlik na God se standaard kyk en luister en hoor en onsself daaraan meet, moet ons ons hande in eie boesem steek. Wie van ons bewaar Christus se opdragte volmaak? Wie? Come on. Nee, daar's nie een nie. Net Christus het dit gedoen. Ons liefde is dikwels koud en ons gehoorsaamheid maar baie gebrekkig. Beteken nou dat u verlore is? Nee. Luister tog baie mooi.
Ons gehoorsaamheid is nie die oorsaak van ons redding nie. Dit is slegs die vrug daarvan. Gaan lees maar Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ons word gered deur genade alleen, op grond van Christus se volmaakte gehoorsaamheid in ons plek. Omdat ons in Christus is, kyk God uit genade na ons gebrekkige pogings tot gehoorsaamheid en aanvaar dit as volmaak in Jesus Christus. Is dit nie mooi nie? Hy kyk deur die bril wat Jesus se bloed en hy aanvaar ons volmaak en ons is sy geliefdes en hy is baie lief vir ons volgend. Omdat Jesus volmaak gehoorsaam was in ons plek. Skep moed. As dit waar was, niemand kwalifiseer nie, maar Jesus doen. Kom ons kyk weer na die onmiddellike konteks van ons teksvers. Dis die antwoord. Luister mooi. En ek sal die Vader vra, en hy sal julle 'n ander trooster gee, sodat hy tot in alle ewigheid by julle kan bly. Die Gees van die waarheid. Hier is die geweldige troos. God het sy Heilige Gees uitgestort. En hierdie Heilige Gees is die trooster wat ons heeltyd weer terugbring na Jesus Christus. En hy troos ons en hy sê, jy is 'n gemors, maar kyk na Jesus. Hy het dit volmaak gedoen. Kyk net na Jesus. Jesus gee vir ons glad nie 'n wet wat ons in eie krag moet nakom nie. Hy gee vir ons die Heilige Gees, die trooster. Dit is die Gees wat die liefde van God in ons harte uitstort, volgens Romeine 5:5. En wat ons die krag en die gewilligheid en die begeerte gee, om God se gebooie te bewaar uit liefde vir hom, maar dit begin by hom. Hy stort hierdie liefde vir hom in ons harte uit, en ons kan nie help as om te antwoord en sê, Here, ons is nie lief. En dan kom die toetssteen, wat doen jy met die woord? En hierdie woord dryf jou gedurig terug, dat jy die vuil klere uittrek en nuwe klere aantrek, en so verander die Here Jesus ons dag vir dag, totdat ons soos hy sal wees. Is dit nie 'n wonderlike evangelie nie? Liewe vriende, die wêreld kyk vandag na die kerk en hulle vra of ons reg is. Maar ek moet bely, ongelukkig sien die wêreld dikwels dieselfde selfsug en lippediens binne die kerk as daar buite is. Dis baie jammer. Mag die Here sy woord gebruik en sy kerk vernuwe, sodat ons sal wees wat God wil hê ons moet wees. Nou wil ek toets ons almal. Is jou liefde vir Jesus gebaseer op gevoelens of op sy woord? Dis die eerste ding wat jy vir jouself moet antwoord en ek. Of dien jy maar 'n Jesus soos die Israeliete met die goue kalf? Iets wat jy vir jouself geskep het, wat aanpas by die wêreld en almal, sodat daar geen vervolging is nie en jy net rustig in jou lou toestand kan voortgaan. Of dan tweedens, is daar areas in jou lewe wat jy bewustelik God se opdragte ignoreer? Dis baie gevaarlik. Is jy in rebellie teen God, maar bewustelik? Nee, laat staan daar die dinge vandag. Laat staan jou geheime sondetjies. Gaan na Jesus toe met alles, al jou probleme, alles. Hy het ope hart, ope hande vir jou. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is in hierdie wêreld, en ek sal vir jou rus gee. Dis almal 'n uitnodiging vir die hele wêreld. Kom, storm hom, gaan pak af, maak reg. Voer jy sy opdragte uit in jou huwelik? Voer jy sy opdragte uit met finansies en by jou werk? Voer jy sy opdragte uit as dit gaan oor gedagtes? Terwyl jy elke Sondag hard saam sing oor die emosionele liedjies van die dag. Liewe vriende,
Laat ons ophou om Christus te probeer behaag met oppervlakkige emosie. Maar laat ons deur die krag van die Heilige Gees ons lewens inrig volgens die volle raad van God en al sy opdragte en bevele. En hom vra om ons elke dag te help om te leef tot sy eer, sodat ons hom alleen al die eer kan gee, want hy is dit waardig. Broers, nee, liewe vriende, kom ons wys vir die hele wêreld, ons is lief vir hom, deur gehoorsaam te wees en onsself te onderwerp aan hom. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige en barmhartige God en ons hemelse Vader, ons buig laag voor u troon vanoggend in diepe eerbied en ootmoed na die aanhoor van u heilige woorde. U woord is tog 'n lig op ons pad en 'n kragtige spieël wat die diepste skuilhoeke van ons are vanoggend geopenbaar het. Here, ons storm na u toe, ons bely voor u dat ons harte dikwels net 'n afgodsfabriek is. Ons bely dat ons liefde vir u so maklik vermeng word met selfsug, na die soeke van ons eie voordeel, en dat ons godsdiens eintlik maar net lippediens is, wat u woord vanoggend veroordeel. Ons maak so dikwels ons eie reëls, en wil u dan voorskryf, in plaas daarvan om bloot voor u voete en aangesig te buig, en te erken dat ons gefaal het. Nee, Vader, ons kom in hierdie oggend en ons onderwerp onsself aan al u opdragte en al u bevele. Vergewe ons. Vergewe ons dat ons u heilige opdragte so gering geskat het, waar ons gedink het dat 'n warm emosie 'n gehoorsame lewe kan vervang. Maar ons dank u ook vanoggend uit die diepte van ons harte vir die onuitspreeklike rykdom van die ewige genade. Ons dank u dat ons verlossing nie afhang van die volmaaktheid van ons gehoorsaamheid nie, maar dit volkome geanker is vanoggend in die volmaakte offer en die ewige gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus. Dankie dat u ons gebrekkige pogings vergewe, en ons is vergewe in hom. En nou sê ons, Here Jesus, help ons. Vader, help ons om soos u seun te lewe, en verander ons al hoe meer in die beeld, soos wat u oorspronklik ons geskep het. In Jesus naam, amen.